Hierdie vryheid waartoe jy geroep het, is 'n ander tipe vryheid. Hierdie wêreld sê vir ons, vryheid beteken ek kan doen wat ek wil. Ek gaan vir julle iemand anders stuur en hy sal genoem word Heilige Gees. Daar is hierdie konstante, voortdurende stryd wat hy sê. Die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees. Hy sê vir ons, moenie jou vryheid misbruik nie. Ek en jy bely, ek lewe deur die Gees. Hoe lyk so 'n persoon? Dra jy 'n stiekertjie wat sê ek lewe deur die Gees? Met alles wat ons is, met alles wat ons het, met volle oorgawe, Here, dien ons U. Ons as AGS Simfonie, Here, wil vanaand hierdie belydenis maak. Ons wil nie, daar moet 'n enkele deel wees van ons hart, enkele deel wees van ons fisiese wese, enkele deel wees van ons persoon wees, wat nie kompleet, totaal en al oorgegee is aan U nie. Ons leef in volle afhanklikheid van U. Ons leef in volle afwagting van U. Ons het U so nodig, Jesus. Where would I be without the cross? Waar sal ons wees? Maar al gaan ek op na die hemel toe, val dadelik af na die doderyk toe, daar is U teenwoordigheid. Daar was nie 'n dag in my lewe gewees wat U my alleen gelaat het nie. So baie dae gewees wat ek van U af weggestry het, en wat ons van U af wegstry het. Maar daar is nie enkele oomblik wat U ons alleen laat nie. U is 'n goeie herder, want U is die hele tyd daar. U is die hele tyd daar. Ons hoef nie ver te gaan om U te soek nie. As ons weghardloop van U af, kan ons net omdraai. U is reeds daar. U is reeds daar. Ja, U goedheid hardloop agter ons aan, maar ons wil nie weghardloop dat U ons moet inhaal nie. Ons wil stop. Ons wil omdraai en sê, my Vader, ek kom U huis binne. Ontvang my as U seun. Ons vanaand sit hier as ons grootste gebed, is tog maar Psalm 51. And do not take your Holy Spirit from me. Want as U U Gees sou wegvat, kan ek net sowel heen gaan. Maar dit is U Gees. Ons is Pinkster gelowiges, Here, ons fokus op U Gees, lewendmakend Gees. Kom in al U volheid, kom in al U krag. Lei ons in U waarheid. Leer ons van U seën. Wees ook U ons trooster. Kom vanaand, Skepper Gees, en kom verander lewens, kom verander destinies, kom verander huisgesinne, kom verander generasies, kom verander die land, kom verander die wêreld. En as dit U behaag, Here, gebruik ons om dit te doen. Ons wil die wessels wees van U verandering. En bring ons terug by ons beginpunt, by ons gebed, Here. Ons leef in volle afhanklikheid van U. U is God en nie ek nie.
kom doen wat U wil. Hier is ook dan vanaand ons groot begeerte dat U vir Pastor Jacques sal seën. Dat U hom sal oprig, Here, wanneer hy by hierdie kansel staan en dat U hom sal gebruik om 'n goeie boer te wees wat vanaand saad saai, Here. Mag die woorde van U skrif lewend wees vir ons. Mag ons dit inneem, Here, en mag ons groei daardeur. Want aan U behoort die koninkryk, die mag, die krag, die autoriteit en die lewe, ons lewens, tot in alle ewigheid. As jy vanaand saam met my glo, sê saam met my, Amen en Amen. Ek wil vanaand met jou gesels oor ek lewe deur die Gees. En ons min gedeeltes wat so mooi met ons oor dit praat as Galasiërs. En ek wil jou 'n bietjie uitdaag ook in hierdie tyd, soos dat jy die Bybelleesprogram in my maand volg, dat jy ook 'n bietjie tyd maak en 'n bietjie kyk na Galasiërs. Galasiërs wat so kosbare boek is, wat met ons praat oor leef vry in Christus. Amen. En vanaand wil ek hê jy moet jou Bybel saam met my oopmaak by Galasiërs 5. En ek gaan 'n lang gedeelte vir jou lees vanaf vers 13 af tot 26. En dis een van daai gedeeltes waar hierdie skrif so duidelik praat, daar 'n min is eintlik om oor te preek. Want dit sê dit so duidelik. En ek gaan in my vermoë probeer, met die hulp van die Heilige Gees, om dit vir jou bietjie in te kleer ook. Om hierdie kosbare skrif wat God vir ons gee, net so bietjie vir jou prakties in te kleer. Want dis op die eindelik waaroor dit gaan, nê? Oor die uitleef van hierdie kosbare nuwe lewe wat ons in Christus Jesus het. 'n Gedeelte wat ons sê, elkeen van ons, draai na iemand toe en sê, ek lewe deur die Gees. En ons almal sê halleluja. Hoor hoe praat hy vanaf vers 13 af in Galasiërs 5. Ek lees hy's die 33 vertaling uit. Aan jou vertaling kan jy ook volg en daar gaan 'n paar woordjies wees wat verskil, maar nie so groot nie. Hy sê want julle is tot vryheid geroep. Sê saam met my halleluja. Sê saam met ons is tot vryheid geroep. Julle, dis waar hierdie gaan hierdie jaar om te besef die vryheid waartoe God ons geroep het. Ek is tot vryheid geroep. Dan skryf hy broeders en ek sit sommer daar in susters. Halleluja. OK, maar hy sê hierdie groot ding. Gebruik net nie julle vryheid 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Hy skryf so in die nuwe vertaling sal hy sê, moenie julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie. Dis mooi woorde, nee, moenie jou vryheid misbruik om sonde te doen nie. En wanneer die nuwe vertaling met ons praat oor sonde, dan hoor julle die ou vertaling praat oor hierdie gedagte van die vlees, nê, wat ons mee praat. Maar ons is geroep om mekaar te dien in liefde. Hy gaan aan en hy sê, want die hele wet word vervul deur die een woord, naamlik, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Die werke van die vlees en die vrug van die Gees, vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Klink dit soos ons lewens? Dit klink nogal so, nee, baie realisties. So kragtig. Hy sê maar, sê som, ouens. Hy sê sodat julle nie kan doen wat julle wil nie, maar hier kom die kosbare antwoord. Maar as julle deur die Gees laat lei, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Hier gaan ons verder. Afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, die wat hulle aan sulke dinge doen, die koninkryk van God, hulle sal dit nie beerwe nie. Hier is 'n kragtige gedeelte. Hier is 'n ongelooflike waarskuwing, dat baie keer van hierdie dinge akkommodeer ons as kinders van die Here in ons lewe. En dan word ons meer deur die vlees gelei as wat ons deur die Gees gelei word. Ons word 'n vleeslike, geestelike Christen. Dis baie moeilike plek om te wees in jou lewe, want ons altyd verwarring. Ons altyd verwarring. Want jy wil God eer, maar aan die ander kant wil jy die vlees gehoorsaam ook.
Die Here sê vir ons, kom weg van daardie punt af. Jy's dood vir die sonde. Jy's lewend gemaak vir God. So lewe deur die Gees. En ek wil jou aanspoor, hy gaan verder af. Maar dan skryf hy weer die mooi woorde. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Sê vir die ou langs jou, ek lewe deur die Gees. Okay. Sê vir die ou langs jou hierdie volgende kragtige woorde. Ek het my vlees saam met Christus gekruisig. My hartstogte, my begeerlikhede is gekruisig. Hoor vers 25. Maar as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Hier is hierdie ongelooflike uitnodiging. Hy sê as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. En dan sluit hy af vers 26. Laat ons nie word soekers van ydelike eer nie, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Sê saam met my, ek lewe deur die Gees. Het julle al agtergekom die woordjie vryheid het 'n baie gewilde woordjie geraak die afgelope tyd. Baie mense praat oor vryheid. Vry van beperkings, vry van verantwoordelikheid, vryheid om te doen wat ek wil doen. Maar wanneer Paulus hierdie gedeelte in Galasiërs 5 skryf, of hy nou jonk of oud is, wanneer Paulus hierdie gedeelte skryf, sê hierdie vryheid waartoe jy geroep het, is 'n ander tipe vryheid. Hierdie wêreld sê vir ons, vryheid beteken ek kan doen wat ek wil. Maar jy is tot 'n ander vryheid geroep. Die vryheid waartoe jy geroep is nie 'n vryheid om sonde te doen nie, man. Jy's dood vir die sonde. Die vryheid waartoe jy geroep is om in die Gees te lewe. Halleluja! Dis hierdie kragtige oproep. En ons gaan hierdie tydperk in waar ons hierdie kosbare belofte het, toe Jesus opgevaar het in die hemel en hy gesê het, ek gaan vir julle iemand anders stuur. En hy sal genoem word Heilige Gees. Amen. En ons het die Heilige Gees ontvang en ons is wederbaar die hom nuut gemaak. Ek is dood vir die sonde. Daarom sê ek lewe deur die Gees. Dis die vryheid waarin ek wandel. Het julle al hierdie gedeelte gehoor? Jesus het dit ook een keer gesê, maar Paulus beklemtoon dit in hierdie gedeelte. Die Gees is gewillig. Elke keer as iets verkeerd genoem is, die Gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hoe wil julle daai verskoning al gebruik? Kom wees eerlik man, is nie net ons pastore nie. Ja, sy is die lidmate ook. Ons gebruik baie keer daai verskoning. Ons weet die Gees is gewillig, maar ons weet ook die vlees is swak. Swak. Daai dinge wat Paulus van praat, dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Onthou julle in Romeine, toe ons daaroor gepraat het. Daar is hierdie konstante, voortdurende stryd wat hy sê. Die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. Hierdie voortdurende, hierdie konstante stryd wat ons het. En hierdie stryd het net twee pole. Om vry te leef of om gebonde te wees. Net twee pole. Dit is soos 'n magneet, noord en suid. Jy is geroep en in Christus is jy bemagtig deur sy kosbare Gees om in vryheid te leef. Jy hoef nie in gebondenheid te leef nie. Jy hoef nie onder gebondenheid te leef of onder slawerny te leef van jou sondige natuur nie, van die eie ek nie of van die vlees nie. Jy is vrygemaak en jy's duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En daarom in hierdie tyd wil ons almal herinner aan hierdie belangrike ding. Ons is geroep om deur die Gees te lewe. Ons is kragtige geesmense. Ons is Pinksterkinders van die Here wat gevul is met sy Gees. Ons is water gedoop, man. Ons is nuut gemaak. Amen. Bloedgewaste kinders van die Here. Maar die realiteit is, daardie stryd is daar. Maar hy sê, maar as julle deur die Gees laat lei. Sien jy, dis op die einde van die dag die kruks van die saak. Wie lei jou lewe? Onder wie se heerskappy is jy? Onder wie se beheer is jy in hierdie aand? Hy sê vir ons, moenie jou vryheid misbruik nie. Die wêreld sê vryheid beteken ek kan doen wat ek wil. Maar een ding wat ek agtergekom het, Biden en nie die wêreld, as ons leef en ons doen net wat ons wil, dan is dit 'n tipe van 'n bandeloosheid.
En weet jy wat, en dan raak ons roekeloos, ons leef riskante lewens. Is dit nie so nie? Ons leef sondige lewens. En by einde van die dag, hierdie bandeloosheid, hierdie vryheid waarvan die wêreld praat, bring ons maar net weer terug onder slawerny. Hy bring ons terug onder die slawerny van sonde, onder die slawerny van my eie begeertes, my eie hartstogte, maar onder die slawerny van die vlees waarvan ons vrygekoop is. En daarom wil ek vir jou sê, hy herinner ons aan die werke van die vlees. Maar hoor hierdie uitspraak wat ek vanaand vir jou wil maak. En onthou dit. Al onthou jy net dit vanaand, is die belangrikste. Ware vryheid is nie om te doen wat jy wil nie. Ware vryheid is om te doen wat God wil. Halleluja. Ware vryheid is nie om te doen wat jy wil nie. Ware vryheid is om te doen wat God wil. Jy is onder sy gees se heerskappy. Jy is onder sy gees se beheer. Ek en jy bely, ek lewe deur die gees. Nou vra ek my baie keer af, hoe lyk iemand se lewe? As ons hierdie belydenis maak vanaand, John, en sê ek lewe deur die gees. Hoe lyk so 'n persoon? Prakties. Hoe lyk so 'n persoon? Draai jy 'n stiekertjie wat sê ek lewe deur die gees? Is dit maar net 'n belydenis van woorde? Of is daar daadwerklike verskil in jou lewe? Is daar 'n nuwe rigting wat jy ingeslaan het? 'n Ander heerskappy oor die lewe, 'n ander manier hoe jy praat, 'n ander manier hoe jy optree, 'n ander manier hoe jy liefhet, en dis wat die Gees kom doen. Hy kom maak jou nuut en hy kom vestig Christus se karakter in jou. Hierdie Heilige Gees lewe en hierdie tipe Heilige Gees lewe is 'n natuurlike uitvloeisel van iemand wat oorgegee is aan Jesus se heerskappy deur sy kosbare Gees. Amen. En ek verlang dit so in my lewe. So die heel eerste ding, sê vir jou langs jy kom die eerste ding. Okay. En jy gaan jouself moet meet, want ek gaan nou so 90 vrae vra, wat jy net kan sê ja of nee. Okay. Moenie bekommerd wees, ja, is net 3. Nee, ja, 6. 9. Okay. Die heel eerste een is, iemand wat sê ek lewe deur die Gees, dien ander mense in liefde. Okay. Hoor mooi. Jy gaan altyd die stryd beleef tussen selfsugtigheid en diensbaarheid. Die mens is van nature ingekeer na homself toe. Dit gaan alles oor my. Dit gaan oor my geluk. Dit gaan oor my vrede. My plesier. Dit gaan oor my. En so baie keer voel ons altyd te nagekom. Is dit nie so nie? Want alles gaan oor ons. Maar wanneer die Gees my nuut kom maak, het ek 'n ander gerigtheid. Ewe skielik tree ek in die agtergrond. Ewe skielik het 'n ander perspektief. Ewe skielik is die belange van ander. Die saak van die Here, die huis van die Here. Ewe skielik is alles van God prioriteit in my lewe. Ewe skielik kom ek agter waar ek alles gedoen het, waar ek myself gedien het, waar my gegaan het, giet ek my lewe uit om hom te dien en ewe skielik is dit 'n plesier. Waar dit voorheen moeite was. Ewe skielik is daar 'n plesier, ek dien in liefde, hier's 'n oorgawe want iets het hier binne gebeur. Ek wil jou sê, weet jy wat is dit? As die Heilige Gees jou volmaak, kom natuurlike uitvloeisel, nê? Want die Heilige Gees ons volmaak, wil ons ander mense begin dien in liefde. Liefde is nooit selfgesentreerd nie. Dis kom Paulus gereeld vir ons sê, jy's nie so belangrik soos wat jy dink nie, hoor. Halleluja. Okay. So waar. Ek onthou een aspek in my eie lewe, hoe ek besef het, dat ek werklik waar tot bekering gekom het en die Gees sy woning in my hart en my lewe kom maak het en dat hy my begin transformeer is, dat ek 'n liefde ontwikkel het vir die huis van die Here. Selfs as 'n jonger tienerseun was ek eerste by die kerk. Ek was laaste weg. As hy kerkdeure oopgaan, het ek 'n besem gesoek. Wou ek dien. As daar vroue bid hier was, het ek gaan saam bid. Ek het al die bedieninge by die kerk bygewoon, maar ek wou dien. Ek wou myself gee. Ek wou myself uitleef. Ewe skielik het ek agtergekom dat die belange van ander, eintlik het God gekom en sy hart aan my geopenbaar deur sy kosbare Gees en gesê, maak saak. Julle maak saak. En as ons as kinders van die Here daai perspektief het na mekaar te kyk en sê, jy maak saak. Die werk van God maak saak. Die koninkryk maak saak. Die gemeenskap maak saak. Dan sê ons dien mekaar in liefde.
Mense wat dien in liefde, is mense wat gee. Mense wat dien in liefde, is mense wat waarlik liefhet. Ek wil jou aanspoor, begin dien. In my eie lewe het ek agtergekom dat wanneer ek dien, is daai oomblikke is baie keer wanneer ek die naaste aan Jesus voel. Want hy het gekom om te dien en nie gedien te word. Dien, serve, giet jou lewe uit voor hom. Sê, Here, hier is my lewe, gebruik my. Gebruik my. Die tweede ding van iemand wat sê, hoe lyk iemand wat deur die Gees lewe, is iemand wat sê, die Heilige Gees beheer my optrede. Die Heilige Gees lei my. Die Heilige Gees het alles in beheer. Ek wil jou vanaand aanspoor. Dis wat Galasiërs 5:22 sê. Ek weet nie van jou nie, maar ek het agtergekom die Heilige Gees is hierdie kosbare afrigter. Hy is hierdie kosbare afrigter wat my lei. Hy lei my weg van iets en hy lei my na iets. Hy lei my weg, hoor mooi. Hy lei my weg van sonde. Hy lei my weg van my selfgesentreerdheid. Hy lei my weg van my vlees af en hy lei my in die rigting van Christus. Ek kom by daardie plek waar ek sê, ek word gelei deur die Gees. Die een ding wat ek agtergekom het, hoe kosbaar die Heilige Gees is, dis nooit gedwing nie, nê. Dis altyd daardie kosbare keuse wat die Here vir ons gee. Ek kies om hom toe te laat om my te lei. Sjoe, hoe kosbaar is dit? Anders was ons 'n robot. Daai vrye wil wat onder sy heerskappy kom. Hy sê, Here, ek kies om U te dien. Ouens, dis vryheid. Dis vryheid. Want as sonde jou in beslag geneem het, dan word jy rondgelei deur sonde. As jy deur jou hartstogte en die begeerlikhede rondgelei is dit alwaaroor jy dink. Dis alwaaroor jou tyd gaan. Dis alles waaroor jou lewe gaan. En dan wonder jy, ek het so baie skreentyd, want jy's gebonde daaraan. Jy's gebonde aan sonde. Maar om waarlik Jesus te dien en die Heilige Gees toe te laat, is jy vry. Want jy het hierdie keuse gemaak. Here, nie my wil nie, U wil. Kom rig my af, Here. Kom rig my af. Heilige Gees, kom lei my. Lei my al hoe meer weg van sonde, van my vlees en van my selfgerigtheid. Lei my al hoe meer na Jesus toe. En Jesus, kom deur U Gees en verander my. Ek wil jou hierdie vraag vra. Watter areas van jou lewe moet nog onder beheer van die Heilige Gees kom? Dink 'n bietjie. Watter areas van jou lewe moet nog onder beheer van die Heilige Gees kom? Dit is areas gewoonlik waar jy 'n kompromie maak. En jy sal dadelik weet as jy vir jouself sê, ag, dis nie so erg nie. Almal doen dit. Watter areas van jou lewe moet nog onder beheer van die Heilige Gees kom? Ek wil vir jou vra, watter areas in jou lewe is onder beheer van die Heilige Gees? En dan wil ek jou die laaste vraag vra. Laat jy toe dat die Heilige Gees jou gedrag bepaal? Laat jy toe dat hy jou lei? Dis 'n belangrike vraag wat jy as kind van die Here gereeld vir jou moet afvra. Here, wat die area van my lewe is nog nie onder beheer nie? Dis in my sosiale lewe, in my kerklewe, Here, hulle is so ver van mekaar verwyder. Dis soos 'n nag en dag. Dis die realiteit, is dit nie so nie? Watter ander areas van jou lewe moet onder sy heerskappy kom? Is dit jou verhoudinge? Is dit jou tong? Elkeen van ons word gereeld gekonfronteer met daardie realiteit. Heilige Gees, kom neem my hele lewe in beslag. Amen. Dat elke area, elke dimensie van jou lewe daarvan getuig dat jy gelei word deur die Heilige Gees. As ons na jou sosiale lewe kyk, as hulle na jou sosiale platforms kyk, jou sosiale media, dis wat ek gesê het, dit het nie uitgekom nie. Ek sê selfs daai area, getuig dit van iemand wat onder die beheer van die Heilige Gees is?
Jy kan nie jou lewe kompartimenteer nie en sê, Here, jy is welkom in hierdie area, maar hierdie area, Here, is ek nog in beheer. Maar dis baie keer wat ons doen. God wil jou hele lewe, kind van God, in beslag neem. Gee elke area vir hom en jy gaan vinnig agterkom hoe vryheid net natuurlik deel word van jou lewe. O, halleluja, jy is geroep tot vryheid. Die laaste puntjie. En julle sê, ek kan dit nie glo nie, is dit sy laaste punt? Watch it. Jonathan, ek sien jy dink so, hoor. Iemand wat sê, ek lewe deur die Gees, die eerste een, dien ander in liefde. Tweede plek, hy word beheers deur die Heilige Gees. En in die derde plek, hy dra vrug. Sê saam met my, dra vrug. Oh man, okay. Paulus sê so mooi, die vrug van die Gees. Hierdie is so mooi woorde, liefde, vreugde, vrede, geduld. Galasiërs 5:22 herinner ons aan vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Maar een ding wat ek vinnig agtergekom het in my wandel met God, is dat hierdie vrug nie self geproduseer kan word nie. Ek sê altyd vir die kindertjies, en so as jy 'n suurlemoenboom, staan jy daar en sê, suurlemoen dan, die suurlemoen daar. Dit doen nie gebeur nie, nee. Dit word geproduseer van dit wat van binne af die hart is. Is dit nie so nie? Ek is oorgegee aan die Heilige Gees, die heerskappy. Dit is soos in God kom, en wanneer ek in oorgawe lewe, produseer die Heilige Gees kosbare vrug. Dis 'n natuurlike uitvloeisel. Ek weet nie van julle, wie kan vanaand saam met my getuig, die dag toe jy tot bekering kom, ewe skielik kom jy agter, ja, ek raak nie nou meer so vinnig kwaad nie. Is daar enigiemand soos dit? Wie van julle het vinnig agtergekom, nadat jy tot bekering gekom het, en jy wandel nou in die Gees, dat ewe skielik, as jy iets verkeerd sê, dan proe net nie meer reg nie. Daar gebeur iets met jou taal, is dit nie so nie? Wie van julle het agtergekom, toe jy tot bekering kom en gevul is met die Gees, en hy het jou kom herskep en kom nuut maak, hoe ongemaklik het kinderstories vir jou begin raak, om in 'n groep te staan? Is dit nie so nie? Dan sê saam met my, ek is 'n nuwe skepping. Okay, en ek dra nuwe vrug. Halleluja, ek dra nuwe vrug. Maar kinders van die Here sê, kom baie keer op daardie plek waar hy sê, ek is geesgevuld, maar die vrug wat ons dra, getuig nie van die Gees se werk in ons lewe nie. Is dit nie so nie, 'n boom word geken aan sy vrug? Hoe maklik is dit dan nie om iemand te kan beoordeel volgens die vrug in sy lewe nie? Of hy werklik waar oorgegee is aan die heerskappy van God. Sê gesaam met my, Here, ek wil goeie vrug dra. Soos ek geleer het, dit is nie self geproduseer nie, kom die Heilige Gees wanneer ek in oorgawe lees, en hy kom vorm die karakter, want dit is wat die vrug van die Gees is. Hy kom vorm die karakter van Jesus hier binne in my. En omdat hy Heer en Koning van my lewe is, omdat hy op die troon van my lewe sit, word hierdie vrug 'n natuurlike uitvloeisel in my lewe. Ek het al baie keer daarvan getuig. Ek het moeilike verhoudinge gehad met my stiefouers toe ek groot geword het. Voordat ek die Here geken het, was dit regtig baie moeilik. Ek spot so altyd met die tieners, ek het 'n lysie gehad van 30 maniere hoe ek hulle gaan terugkry, of 100 maniere hoe ek hulle gaan seermaak, en ek gaan maar net, en nie verskillik, dit was die vrug in my lewe. En ek onthou daardie aand as 'n tienerseun, toe ek by 'n jeugkamp was, en ek my hart vir die Here gegee het, en ek kom by die huis aan, en ek kyk na my stiefpa, en ek vra vir myself, wat gaan met my aan? Voorheen het ek hierdie ou gehaat, maar nou het ek hom lief. Voorheen wou ek nie eens vir hom bid nie, maar nou pleit ek vir hom voor die Here. Here, die Heilige Gees is 'n werklikheid. En daardie nuwe lewe waarvan God praat, is 'n realiteit. En hy kom maak ons net nuut. Ek onthou as 'n jong seun het ek in baie gespanne omstandighede groot geword. Altyd my naels gebyt, angstigheid. En ek onthou daai aand toe ek onder die doopwater ingaan. En ek daar uitkom en die Here my kom nuut maak. Ek het begeerte gehad om my naels te byt. Sulke klein goedjies het ek net opgemerk hoe Jacques se lewe verander het. Halleluja, hoe my lewe verander het.
Ek wil jou aanspoor vanaand. Dra goeie vrug. Sien jy, want die vrug word sigbaar in jou lewe. OK. As jy hard genoeg gedruk word, en iets kom uit, dis die vrug wat geopenbaar word. OK. Dit gebeur by jou werk. Halleluja. Dit gebeur by jou werk. Dit gebeur in jou ontspanning. Ag, ek wil net 'n bietjie ontspan. Hy ontspan saam met die Heilige Gees. Dit is nie nodig om te ontspan sonder die Heilige Gees nie. Dit word geopenbaar in jou verhoudinge. Dit word geopenbaar in jou dissipline. Dit word geopenbaar in jou aanbidding. Dit word geopenbaar met jou omgang met ander gelowiges. Amen. Dis daar waar die vrug geopenbaar word. Hierdie natuurlike uitvloeisel. En nou vra jy my vanaand, wat is die sleutel tot hierdie sukses? Wat is die sleutel om te sê ek lewe deur die Gees? Ja, ek dien ander mense in liefde. Ek word beheers deur die Heilige Gees en ek dra goeie vrug, maar wat is die sleutel? Hy kom sê dit in Galasiërs 5 vers 25. Hy sê as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Ander vertaling sê hy so mooi. Hy sê ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Is dit nie so nie? Sê want hoe meer ek saam met God wandel. Hoor mooi. En wat is hierdie wandel? Ouens, ek kom altyd terug na die basiese goed. Hoe meer ek Bybel lees, hoe meer ek bid, hoe meer ek in gehoorsaamheid wandel, hoe meer ek die gemeenskap van gelowiges ag en deel is hiervan, hoe minder hierdie vlees 'n kans om aan my vas te hou. Amen. Onthou, hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe minder tyd gaan die duiwel met jou spandeer. Punt. Maar hoe minder tyd jy met God spandeer, hoe meer tyd gaan die duiwel met jou. OK. Ek sê dit nie. Dis die realiteit. Hoe lyk jou wandel met Jesus? Hoe lyk jou wandel met God? Sit Jesus op die troon van jou lewe. Laat jy toe dat die Gees jou gedrag bepaal. En dra jou lewe die vrug. So my vraag en waarmee ek wil afsluit vanaand is hierdie. Gaan ek en jy die Gees toelaat om ons te lei? Die Heilige Gees wil. Maar ek en jy moet oorgegee wees aan sy werk. Mag jy en ek die getuienis in ons lewe dra. Die Heilige Gees lei my. Amen.